Nou die woord teken is vervangbaar met merk of seël. Dit sê duidelik in Eksodus 31, want hulle is 'n teken tussen my en hulle en julle in julle geslagte, sodat die mense weet dat ek die Here is wat julle heilig. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. En daai het jy in Esegiel 20, daarby het ek aan hulle gegee om 'n teken te wees. Daai woord teken, al drie van daai is die woord in Hebreërs, sê dit saam met my, oath. Het jy al gehoor in Engels hulle sê 'n oath? Jy neem 'n eed op. Hierdie is 'n eed, 'n oath tussen God en sy mense wat hy opgedoen het om vir jou 'n teken te gee dat hy jou God is. Dis hoekom as Jesus sê ek is die Here van die Sabbaot. So hierdie oath, as jy daar kan sien, hierdie kom uit Strong's Concordance sodat jy dit weet. Die woord oath beteken 'n merk, 'n onderskeidende merk, 'n seël of 'n stempel of 'n banier. So dit is 'n manier om iemand uit te ken. Nou die woord teken, oath, is vervangbaar met seël of merk. Dieselfde is van toepassing by die woord merk. In Openbaring praat dit nou van die teenoorgestelde. Dit sê as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of sy hand. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang het. Daai woord daar is die Griekse woord charagma, sê dit? Charagma. En dit beteken dieselfde, 'n skraap of iets, dit is 'n stempel of 'n kenmerk of 'n merk. So die oud in Hebreërs is dieselfde as die charagma in die Grieks. Maak dit sin? Een is Ou Testament, die een is Nuwe Testament.